En wees my maar genadig tussen die Bybel en die nerves en die notes. Okay, so as ons kyk na die foto, sal almal vir my kan sê wie dit is. Ons het hierdie foto oor en oor in ons lewe al gesien, dis Jesus, né? As ons dink aan Jesus en ons kyk na die foto, dan dink ons altyd aan die mooi man met die mooi hare en die netjiese voorkoms, netjiese klere, mooi glimlag, sagge aard. Hy staan in 'n groen weiveld en daar skapies rondom hom en dis die Jesus wat ons sien in prente. Maar daar's 'n ander kant aan Jesus Christus. Daar's 'n ander kant aan Jesus Christus. Die sterk, die veelkragtige Jesus, die man wat nie net doodgemaak word nie, die man wat nie net gaan sit en sê ek hands up en ek gee oor en 'n man van krag, 'n forceful man wat nie gewys word nie. Toe die Here voordat hy sy bediening begin het, is Jesus in die Judeese woestyn in. Dis 'n verskriklike plek. Onherbergsaam, is droog, is nie water nie, is 40 grade, 45 grade in die dag, is koud in die aand. En die Here het daar toe gegaan vir 40 dae. Gevas vir 40 dae. Ons Vader Jesus Christus, daai mooi man, hy vir 40 dae was hy in daai woestyn. Vir 40 dae. Niemand hom gehelp het nie. Hy kon enige tyd die engele geroep en gesê ek kwit en bring die engele en bring vir my kos en bring vir my water. Die Bybel sê in Matteus 4:2, die Bybel sê en naderhand het hy honger geword. Na 40 dae het hierdie tawe man toe begin hy honger word. Dis Jesus Christus wat ons nie van hoor nie. Ons bly hierdie gesig agter ons sien. Maar die tawe ou, daai held, ons hoor nie van hom nie. Toe Jesus 12 jaar oud was hy en sy ouers Jerusalem toe vir die jaarlikse Paasfees en hulle was Paasfees toe en op pad terugkom, kom sy ma agter, maar Jesus is nou missing en hulle soek hom en eventueel hulle sal terug Jerusalem toe en na 3 dae kry hulle die Jesus. Na 3 dae se gesoek kry hulle vir Jesus en hulle kry hom in die sinagoge. En sy ma vra vir hom, wat doen jy aan ons? Hy sê vir haar, weet jy nie dat ek besig is met die dinge van my Vader nie? Hy's 12 jaar oud. Hieruit lei ons af dat 'n kind van 12 het klaar verstaan dat ek is God die Vader se seun. Ek's 'n kind, maar ek's die Here Vader se seun. En omdat hy dit geweet het, kan ons ook aanneem dat hy klaar geweet wat vir hom wag, dat hy gestuur is om 'n nuwe boodskap te bring en 'n nuwe verlosser te wees, maar hy het ook geweet wat se smart hy sal deurgaan, wat se pyn hy sal deurgaan, wat se lyding hy gaan deurgaan om daai profesie deur te bring. As 'n 12-jarige kind het hy geweet wat wag vir hom. En ons het vandag die kleinste probleempies dan my kinders psigiaters toe gaan en hulle loop met halwe probleme rond. Daai Jesus wat ek van praat het, as 'n 12-jarige kind geweet, hulle gaan hom vasmaak in 'n kruis. Hulle gaan probeer verwoes vir 15 ure. Hy het geen psychological verskoon my Engels en my Afrikaans. Hy het geen psychological probleem opgedoen nie. Dis 'n tawe man daai gewees. Die dag van die kruisiging, sal ek sê die aand voor die kruisiging, die donderdag aand, het die Here sy laaste maal saam met sy disippels gehad. Daarna is hy na die tuin van Getsemane toe en ek dink hy het 3 van sy meer trusted disippels saamgevat en vir hulle gesê asseblief, ek voel beswaar en ek voel beangs. Ek wil verder in die tuin gaan, sit julle hier so, hou wag. Hy was bang iemand kom uit, ek het geweet wat aangaan, hy sê vir asseblief sit hier so en wag, en hou wag vir my. En hy gaan in en hy begin bid en hy is so beangs, hy is so gestres, hy begin bloed sweet. En dis 'n mediese ding, dat wanneer jy so stres en jy so beangs, dat die klein aardjies langs jou sweetgaatjies
fisies bars en die bloed kom by jou sweetgate uit van stres. Jesus gaan deur dit dat hy sit daar so en hy 3 keer vra hy vir sy vader, asseblief Vader, as daar enige wy is vir die wat kom. As daar enige wy is, asseblief, please take this cup from me, laat dit verby my gaan, dat ek nie deur die ding gaan nie. Die Here is bang. Hy weet wat vir hom wag. Hy weet hoe gaan hy lei in die volgende paar ure. Maar die hemel is stil en die Vader is stil en daar kom nie 'n antwoord nie. En hy bid 3 keer daaroor. Daar's nie 'n antwoord nie. En die Here is gehoorsaam aan sy pa en hy's hy's 'n sterk man. Hy roep nie engele nie. Hy sê nie ek gee op nie. Hy gaan terug en hy loop en hy kry sy disippels. Net as 'n nog 'n klap in die gesig, kry sy disippels na hulle in slaap. En soos hulle kry hulle in slaap, kom daar skare aan. Dis basies nou 12:01 in die oggend. Kom daar skare aan, Jode, Fariseërs, paar Romeine, Judas onder andere. En hulle arresteer hom, maak hom vas. Een van die disippels wat hy saamgevat het was Petrus, want Petrus het 'n natuurlike gevoel gehad dat ek is hier om die Here te protect. Ek is die protector tussen 'n klomp disippels, as ek sê ek ben die sterkste ou en ek weet om myself te handle en as daar probleme is, ek is die ou op dit te handle. En op sy manier, hy gryp 'n swaard en hy kap uit sy oor af. Jesus, met daai stres wat hy het en met daai worry wat hy het en weer eens, hy weet wat vir hom wag. Tel hy daai oor op en hy sit terug, want hy weet dat daai is 'n vonnis vir Petrus om gehang te word of gekruisig te word ook. En hy sê vir Petrus, weet jy nie Petrus dat as ek nou, dink jy ek het jou help nodig? Dink jy nie dat as ek nou my Vader vra, stuur hy vir my 10 legioen engele, 72,000 engele. Nou, stuur my Vader vir my 72,000 engele. Ek het nie jou help nodig nie. En ek as hulle, so ek sê, dis tussen 12:01 in die oggend. Vandaar vat hom na Caiaphas se huis toe. Caiaphas die hoëpriester. En vir die volgende 3 ure sit hy sit hy daarso. Hy is vasgemaak. Daar's 'n skare mense om. Intussen het daar kom meer mense gekom, en dit is nou later en hulle deur die strate geloop en hulle die commotion gehoor en Jesus word vals beskuldig. Hulle probeer enige leuns bring om te maak dat hy sê ek is die seun van God en dat hy homself inkrimineer, dat hulle 'n rede het, dat hulle as Jode, die Fariseërs 'n rede het om te sê jy sien, ons kan hom doodmaak, ons kan hom stenig hier in die ding is, dis die wet. As hy so blasfeem, ons kan hom stenig net hierso, maar die Here bly stil en hy antwoord nie, hy gee nie daai rede nie. En daar word op hom gespoeg, daar word op hom geslaan. Ander mense sal hom met stokke. Iemand kom en hulle ruk sy baard fisies uit, 'n deel van sy baard ruk hulle uit. Jesus sit daar so, hy vat dit, hy bid nie vir sy Vader en hy roep nie die engele nie. In die hemel staan daar 72,000 engele, swaarde getrek. Hulle wag vir daai bevel af te kom in hierdie planeet te annihilate. Maar Jesus bly stil, hy dra dit. Hy is so sterk van gees. Hy is so vasberade wat hy weet waarvoor hy dit doen. Die mense wat hom so seer maak, die mense wat hom spoeg, wat hom spot. Hy's juist daar vir hulle vir die liefde vir hulle. Na 3 ure van dit besluit Caiaphas, kom ons vat hom na Pilatus toe. Dis die Romeinse gouverneur. Van Pilatus se huis na die gouverneur se paleis toe. Dis basies 1,5 kilometer. Dis nou al 5 in die oggend en meeste mense is nou al wakker en die strate is soos hulle loop, so mense langs die pad. Almal spoeg die Here, almal vloek die Here, almal gooi hom en jy kan net vir jouself dink. Hy's vasgemaak. Sy klere is geskeur, sy baard, hy's bebloed. Mense het hom geslaan in die gesig, sy oë is basies toegeslaan. Daar's 'n tou om die nek, hulle trek hom soos 'n lam. Hulle trek hom soos 'n lam na die altaar toe, na die slag. Hy kom by Pilatus aan. Pilatus ondervra hom en hy kan sommer voel in sy gees, daar's nie fout in hierdie man nie. Hy's nie skuldig aan iets nie.
Maar dit is ook 'n paar dae voor Paasfees en Pilatus is al klaar in die moeilikheid by sy baas en so hy soek nie 'n commotion nie, hy soek nie dat mense in 'n optog kom nie. En die Jode skree kruisig, kruisig, kruisig en hy dink by homself, kom ek die rol van daai dag vir ek kry nie 'n beter woord nie, is oor daai tydperk het hulle gevangenes vrygestel. Die Jode kon kies wie die gevangenes is wat gevry. Daar was 'n ou Barabbas en hy was in elk geval 'n opsteker. Hy was 'n moordenaar. Hy's 'n karrierkrimineel gewees. En hulle skree Barabbas, Barabbas, Barabbas en Barabbas word vrygestel. Maar dit stop hulle nie. Kruisig Jesus, kruisig Jesus, kruisig Jesus. En Pilatus voel in sy siel en hy voel in sy siel dat die ou is nie skuldig nie, maar hy dink ook oor aan sy eie werk en sy eie status en dis 'n Jood in elk geval. Die Romeine het die Jode gehaat en hulle gesien as honde. Hy sê okay, kom ek kastei, die woord wat hulle gebruik is, kom ek kastei hom, dan laat ek hom vry. En ek dink amper nie mens kan 'n sagte woord vir wat Jesus deurgaan kry as kastei nie. Die Jode is nie happy met dit nie. So nee, hy moet gekruisig word. Hy gee oor en hy gee hom oor aan sy soldate. Hy het 600 soldate in sy paleis. 600 soldate. Jesus loop saam met die soldate of hy word weggelei saam met die soldate na die die voorkort, voorhof. Hulle vat hom na die voorhof. Nou kan jy dink, 600 mense, 600 soldate. Jesus is alleen op die stadium. Hy is die enigste Jood daarso. Daar 600 soldate, Romeinse soldate wat Jode haat. Kan jy imagine in die geestelike wêreld? As mens kon sien in die geestelike wêreld wat het aangegaan in daai voorhof. Hoe die demone tussen daai soldate aangegaan het om haat te kweek vir die man wat hierso sit. Die Romeine het 'n ding gehad waar ewen die mees geharde misdadiger. In Engels noem mens dit gouging genoem. Dis wanneer 'n gevangenes vasgemaak is en hy word met 'n sweep geslaan. Ewen die mees geharde krimineel, as hy gehoor het dat daar 'n kans is dat hy vir daai vonnis gaan staan, het hy dadelik gehands up, dadelik oorgegee, dadelik skuldig gepleit. En asseblief, dis hoe wat hulle het gebeur, die Romeine is experts op daai ding. Hulle staan uit bo enige ander nasie met daai vorm van mutilasie. En hulle bring Jesus in daai voorkort en net om dit erger te maak en om meer te verneder. En dan gaan hierdie ding omstuur. Hou hierdie ding bo jou kop so. Stuur hom asseblief deur die kerk. En picture yourself as hierdie ding nie op jou kop gesit word nie. Hy word op jou kop geforseer. Die Bybel sê dat hulle daai kroon nie op sy kop gesit het, hom geforseer en geslaan met stokke. Hulle het daai ding in sy kop en geforseer, ingeslaan, ingedruk. In die eerste eeu, ons is altyd gewoond aan, ons het almal daai tipe van kroon gesien. Maar in die eerste eeu, het hulle meer daai tipe van krone gedra. Dis meer van 'n hoed gewees. So obviously die Romeinse soldaat wat hierdie ding gou gemaak het hom gemaak asof dit 'n hoed is. Die skade wat daai ding aan jou doen. Jy 3 hoofsenuwee wat deur jou voorhoof loop, hier oor jou kop loop. As daai dorings in jou kop geforseer word, dan sal dit binne 'n senuwee ingaan. Never mind die steek. Wat veroorsaak dit? Veroorsaak 'n intense brandpyn. Ons was almal, of baie van ons was al seker vir root canal, en as hy nie regtig dood is nie,
Jy krul as daai ding net naby aan daai senuwee kom. Kan jy imagine dat hierdie ding in jou kop gedruk word? Hy druk in 'n senuwee in, 'n paar senuwee in. Jy bloei. Die verligting kom nie. Hulle sê dis soos 'n vuurkoker wat in jou oë gedruk word en in jou ore gedruk. 'n warm vuurkoker. Dis die gevoel wat jy het en dit hou aan. Dis nie 'n ding wat gedoen word en gestop. Dit hou aan en aan en aan die hele tyd tot die laaste minuut wat die Here sy asem uitgeblaas het. Was daai pyn by hom. Hulle trek hom uit, hulle sit vir hom hierdie kroon op. Hulle slaan hom met 'n stok, hulle gee hom 'n staf. Hulle sê jy's mos koning van die Jode. Jy sê mos jy's koning van die Jode. Hulle trek hom 'n rooi klouk aan. Alles om hom te verneder en hom te spot. Volgende ding wat hulle doen is wat hulle gedoen het in daai dae is, as hulle daai gevangene nou deur hier scourging sit, het hulle man 'n pilaar vasgemaak met sy hande so geboei teen die pilaar. So hy het so gestaan. En onthou net die Here staan kaal daarso. So as hulle jou begin slaan, jy kan probeer so maak en that's it. En soos jy draai, dis net op 'n ander plek waar jy weer geslaan word. Ek gaan hierdie ding ook deurstuur dat ons net kan voel en verstaan wat die Here deurgegaan het. Die Jode het basies dieselfde praktis gehad maar hulle het gesê nooit meer as 40. Nooit meer as 40 houe nie. Want hulle was bang 40 plus maak iemand dood. So die Joodse se praktyk was 39 en nie meer nie. Maak nie saak wat die ou gedoen het nie. Die Romeine aan die ander kant was daar nie 'n limiet nie. So ek sê Jesus is so vasgemaak. Daar was 'n Romein aan die kant, daar was 'n Romein aan daai kant. Hulle het daai tipe van ding gehad. Dis basies die wat ek nou kon oplees. Dis min of meer hoe hy gelyk het. So 'n kort houtstaaf met 'n paar leerbande aan en dan so stukke yster en stukke been en stukke draad in die leer gesit, dat wanneer jy daai persoon slaan, daar waar daai ding land, gaan hy in jou vel in, gaan hy in jou been in, hy gaan in jou vleis in, hy gaan in jou spier in, en hy sit vas. So die way om daai ding uit te is, jy trek dit met force uit. Soos daai ding uitkom, trek hy. Hy trek jou senuwee, hy trek, hulle sê dit was nie ongewoond, dat na so pak sla, dat mense se ribbebene en sy ruggraat gewys het nie. As jy al gehoor het van die doodskreet van Turin, wat baie experts baie verslae opgedoen het en baie toetse opgedoen het, en hulle meen dat dit miskien 'n baie groot kans sal kan wees dat die Here se doodskreet was. Het hulle 700 wonde opgetel op daai doodskreet. En jy kan dink vir jouself, daar was 2 Romeinse soldate wat vir 1 en 'n half, they went to town for an hour and a half. Hulle het die Here geslaan met mening vir 1 en 'n half. Hulle het hom, die wat ons lees in die Bybel van we are healed by the 30 stripes. Die Here is geslaan van kop na tone. Daar was nie 'n plek op sy lyf wat nie stikkend was nie en wat nie gewond was nie en wat hulle het hom nie net oor sy rug geslaan nie. Sy hele lyf was bedek met gate. Stukke van sy vleis is uit. Daai sweep het jou nie net hier geslaan nie. Daai ding het omgekom en in jou hier gegryp. Baie van die mense wat deur dit gegaan het, soos ek gesê het, sy ruggraat het uitgesteek. So baie mense se darmes het uitgeval. Dis hoe verskriklik hierdie loosik was. Die Here se lyf, Jesus se lyf. Daar was nie eens deel op hom wat nie gedamage was nie. En die Here Jesus, daai mooi man wat ons net daar gesien het 72,000 engele gehad, met swaarde getrek, met trane in hulle oë. Hy het gewag vir daai bevel. Die Here het nooit daai bevel gegee nie.
Toe hy eintlik klaar is om hom so te slaan en hom te reëneer. Hulle het hom weer sy klere aangetrek. En vir hom gesê, vat jou kruis. Laat ons gaan. 'n Miskonsepsie is dat jy die hele kruis so gedraai het. In realiteit, ek is nou nie seker wat jy wat noem nie, maar die stuk van die kruis was permanent geplant. Jy het net hierdie dwarsbalk gedra. Maar ewen net daai dwarsbalk reken hulle is tussen 50 en 70 kilos gewees. Daai is grafies, maar ek dink dis amper nie eens 'n kwart van hoe die Here gelyk het nie. In elk geval, so die Here moes op daai gebroke skouers vir hom en daai gebroke lyf van hom, waar daar nie 'n plek is, waar daar nie 'n wond is, moes hy hierdie dwarsbalk dra. En hulle sê, toe hulle net by die voorhof uit is, het hulle 'n man gevind. Sy naam was Simon gewees en het gesê, hy vat hierdie kruis. Dis nie omdat hulle die Here jammer gekry het nie of om pyn wou spaar nie. Die Here het op daai oomblik, as jy net dink by jouself, waar is die Here nou klaar deur? Hy's fisies geslaan, hy's geskop, hy's geslaan met stokke, hy's geslaan met daai ding. Hy het hierdie verskriklike pyn nog steeds in sy kop. Hierdie loosing wat hy gekry het, hy's basies dood. Hy het soveel bloed verloor dat dit 'n wonderwerk is dat die Here kan opstaan, never mind iets dra. So hulle het geweet as hulle Jesus maak daai ding vir daai 600 meter dra. Hy dit nie sal maak nie. Hy's mens nog steeds. Hy sal dit nie maak nie. En hulle wil daai suffering nie laat ophou nie. Hulle wil dit dan laat aanhou. Onthou hierdie hele storie is demonies. Dis demone wat hierdie hele ding aandryf. En daar's 'n gejubel in hel oor hoe God lei. Hulle kry vir Simon en Simon dra hierdie ding daar op en die Here word gesleep agteraan. Toe hulle weet en weer eens, ek reken dis omtrent 600 meter, ek reken is seker weer ten minste 'n halfuur wat dit vat om vir die Here om daai sukkie te loop. En weer eens is daar gespottery en 'n geslaanery en 'n gevloekery en 'n geskreeuery en mense haat hom en die Here is nog steeds hy's nog steeds by, hy verstaan nog steeds wat met hom aangaan. Hy het nog steeds daai angs, hy weet die ergste is nog nie verby nie. Die ergste kom nog. En hulle kom by Golgotha en Simon gooi die dwarsbalk daar neer en ek weet nie wat het hy gedoen, hy het daar aan een kant gaan sit 9:10 en wat hulle daar gedoen het is hulle die kruisbalke daar gelê. Die prisonier Jesus is op daai kruisbalk gelê so. Ons sien altyd waar die Jesus staan en dan wys hy die merke in sy hande. Historiese nasoek en feitelike ondersoek het vasgestel dat as jy iemand 'n spyker hierdeur slaan, dat die gewig van daai persoon wat daar hang net te veel sal wees. Die vleis hier is nie sterk genoeg, hy sal uitskeer. En die Romeine het dit geweet. So wat hulle gedoen het is dis waar al die spyker in geslaan het. Waar jou hand en jou gewrig by mekaar kom, het hulle hom daar ingeslaan. Want jy het bene en bene, dit hou die gewig. Die ander demoniese ding wat saam met dit gaan is, jy kan sien daar loop senuwee hier so deur. So weer eens, dit word gedryf deur 'n demoon wat die Here soveel as moontlik seer wil maak. Kan jy imagine om daar te lê en daai spyker wat nou deurgaan, word deur jou gewrig geslaan. Deur weer 'n keer. Die pyn gaan nie daar weg nie. As hy deur 'n senuwee is daai pyn hy bly, dit gaan nie weg nie. Dit is 'n verskriklike pyn. Die Here is so sterk, hy pas nie uit nie, hy soos ons nie. Ons almal as ons te veel pyn het, gewoonlik pas hy uit. So is 'n natuurlike meganisme wat ons lywe het, maar die Here doen dit nie. Hy is by sy volle bewussyn en hy doen dit vir rede, hy vat daai pyn. En met elke slag wat daai hamer slaan, is daar weer honderde duisende engele. En hulle staan daar en hulle kook en die hemel is stil. Daar's nie prysing in die hemel vandag nie.
Engele staan daar en hulle kook en hulle wil van hulle kop afgaan om af te gaan aarde toe, om hierdie aarde net plat te maak. En Jesus gaan deur daai pyn en hy bly nog steeds stil. Daar's daai bevel kom nie. Hoe hulle die persoon wat hulle nou aan die dwarsbalk vasgemaak het, is die Romeine het 'n stok gehad, 'n redelike dik paal kan jy maar sê, wat so wie het. En dan sal hulle nou 'n wie aan die kant ingesit het en 'n wie aan daai kant ingesit het. En dan fisies so opgetel het. Nou kan mens ook verstaan dat dit is nie 'n smooth proses nie. Dit is druk en weet dis swaar om 100 kilos tussen 2 of 3 mense so op te tel en dan daarin te haak. In elk geval die Here hang daarso en hulle haak hom daarin. Volgende is hulle moet sy voete vaslaan en wat ons gewys word op prentjies is dat die voete oor mekaar daarso is die kruis, kan jy sien, dis hoe hy gelyk het, waar hom net ingehaak het. Wat ons altyd sien is dat die voete so bo op mekaar vasgemaak word en dan 'n spyker deur dit geslaan word. En ek sou feit het hulle die voete langs die kruis gemaak, so. Jy het 'n groot been in jou hak en dan is die spyker deur daai been geslaan. En nog steeds, die Here staan daar of hy hang daar en hy vat dit. Daar kom geen bevel. As jy so hang, dan kan jy inasem. Maar vir jou om uit te asem, moet jy basies jouself trek of druk, dat jy kan uitasem. So elke keer jy wil asemhaal, gaan jy deur daai verskriklike pyn, waar jy moet kies om daai pyn te vat, om so te maak, sodat jy kan asem kry. So op die einde van die dag het ons Here, is hy nie dood as gevolg van die loosing nie, en hy is nie dood as gevolg van die steek in sy sy nie, en of hy is nie dood as gevolg van die pyn of die bloed. Hy het versmoor. Die Here versmoor, hy kon later net nie meer asem kry nie, want elke keer jy so maak, kry jy minder en minder en minder asem, en eventually is jy versmoor. Ek gaan nou klaarmaak met die, en dit is 'n ding wat ek net vanoggend per ongeluk raak gelees het. Net voor Jesus sy laaste asem uitgeblaas het hy gesê, Vader, hoekom het jy my gelos? En toe hy dit sê, die Fariseërs wat daar omstaan, toe gaan daar almal bleek in hulle gesig, en die bloed loop uit hulle gesig uit. Want onthou Fariseërs het hierdie Bybel of die Torah verstaan woord vir woord, vorentoe, agtertoe op. Dit was hulle job, dit was hulle existence gewees, om die woord te kan opsê soos 'n papegaai, te ontleed, op te breek in stukke. Dit was hulle job gewees, en dit is waarop hulle trots was. So hulle het gehoor, of hulle het geweet, toe Jesus sê, Vader, hoekom het jy my gelos? Dit was nie omdat die Here gevoel het, ek is verdwaal, of ek is miskien deur mekaar, is ek nou die seun van God nie. Hy het met 'n rede gesê. As jy gaan na Psalm 22 toe, dis 1000 jaar geskryf voor Jesus op aarde was. Psalm 22 vers 2, my God, waarom het U my verlaat? Dis 1000 jaar geskryf voor Christus. As jy gaan na vers 16 toe, my krag is verdroog soos 'n potskerf, en my tong kleef van my verhemelte. En U lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werk dit tot lot oor my gebaat. So 1000 jaar voordat die Fariseërs dit reg gekry het om Jesus op daai kruis te sit, het Dawid hierdie Psalm geskryf. En toe die Here sê, my Here, my God, hoekom het jy my verlaat? Het daai Fariseërs geweet,
ons het nou net so pas, het ons die lewende God se seun nou net gekruisig. En ek maak klaar met dit, die woord is op my hart gelê, dat 'n lewende God wat in die hemel sit, wat besluit dat ek het hierdie mense so lief, dat ek gaan af aarde toe, en ek gaan vir 15 ure, want dit is wat dit was vir 15 ure, gaan ek so gemishandel word, en verneder word, en gespoeg word, en geslaan word, en ek gaan doodgaan, en dan sit nie die einde nie. Daarna gaan ek vir 'n tyd gaan ek hel toe. Die Satan gaan dominion oor my hê. Ek gaan in jou hel wees. Ek gaan weet hoe voel dit om te brand. Ek gaan weet hoe voel dit om getorment te word deur 'n miljoen duiwels en demone. Daai lewende God het al daai goed gekies vir my en vir jou en vir almal wat hier so sit. En ek beloof dit is my derde keer, maar dit is my laaste. Vanoggend toe ek opstaan om te prepare vir vandag. Ek het gedink ek gaan prepare, en toe ek weer sien, toe ek in die gees, en ek sê vir my vrou, toe sê jy wens in die kombuis kom, en my sê, hey, is jy reg? Ek weet nie wat 'n hemel ek was nie. Maar die boodskap waar vanoggend, ek wil dit nie 'n visioen noem nie, want ek dink nie ek is qualified om sulke goed te sien nie. Dis wat ek weet nie, ek ken nie die woorde vir dit nie. Maar wat ek gesien het vanoggend in die gees. En ek sê vir my vrou, ek het dit nie van bo af gesien, en ek het ook nie van die kant af gesien nie, maar ek het dit gesien, ek kan nie verstaan hoe om dit te verduidelik nie. Maar ek het Leidenburg gesien, eers asof jy dit van 'n satelliet af sien, wat inzoom op Leidenburg. En toe ek in Leidenburg, en dit het begin in die lokasie waar ek mense sien, op hulle knieë staan met hulle hande in die lug, op hulle dakke, in die strate, en hulle prys die Here, trane rol oor swart wange. Ek sien dit toe in die dorp, ek sien dit op die hoërskool se rugbyveld. Duisende mense sit op hulle knieë op daai rugbyveld met hulle hande in die lug en hulle prys die Here. Ek sien karre, honderde karre op die Longtonpas staan en mense sit in die pad op hulle knieë, almal se hande in die lug. Hulle prys die Here, trane loop oor. Ek sien mense op plase, plaaspaaie. Bakkies staan op plaaspaaie en boere sit op hulle dinges en hulle prys die Here. So Here het my vanoggend gewys dat hierdie dorp, pastoor, jy moet regmaak, ons gaan so 'n revival hê in hierdie dorp. Ek het nie woorde daarvoor nie. Wat ek gesien het vanoggend in die gees, ons het nodig om uit te gaan om hierdie boodskap. Daar waar ons kom, moet ons hierdie boodskap verkondig. En as ons hierdie boodskap verkondig, gaan die Here getrou wees. Daai saad wat jy plant, sal hy water, sal hy groei, en ons gaan 'n revival in hierdie dorp hê, en hierdie kerk sal nie groot genoeg wees nie. Al hierdie kerke in die dorp sal nie groot genoeg wees nie. Ons gaan dienste hou in die hoërskool se stadion. Ons gaan dienste hou in die rooi katte. My boodskap is, die Here dood gegaan vir ons vir 'n rede. Die bol is in my kort nou, om sy boodskap te versprei. Dis waarvoor hy dood gegaan het, om my lewe te red, nommer 1 en nommer 2, om hierdie boodskap te versprei. Net daai saad, dis al wat hy van jou af verwag. Plant daai saad, ek sal water, ek sal versorg, ek sal 'n nasie opbou, wat die Here lief het, en wat God my Vader vrees. Dankie. Dankie Raymond, terwyl jy sit en praat, kom dit net by my op. Dis eintlik die pad wat ek moes gestap het, en jy moes gestap het. Wat hy in my en in jou plek gestap het. Ek en jy is die een wat geslaan moes gewees het. Ek en jy is die een wat die doringkroon moes gedra het. Ek en jy was die een wat gekruisig moes geword het. Maar hy het dit in my en jou plek gedoen. En wanneer ek en jy dit besef, dan is daar so 'n klein deeltjie van liefde wat ek en jy verstaan. Of moet probeer verstaan. Want sy hele motivering was liefde. En as iemand my en jou so lief het, die naaste wat ek dit kan bring, is 'n pa met 'n kind, dan nog erger, 'n oupa met 'n kleinkind. Kyk, 'n pa gaan nog vir 'n kind iets doen, maar 'n ding vir 'n kleinkind als doen.
wat sal God nie doen vir my en vir jou nie? En dit wat jy gedeel het, is maar 'n wrede, bebloede storie, maar ons besef dit nie altyd nie. Dankie dat jy dit gedeel het. Mag ons daaraan dink. Mag ons dit oordink. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie vir vanoggend, dankie vir u Gees, dankie vir dit wat ons visueel kon betas, 'n doringkroon, 'n spyker, Here, die sweep waarmee u geslaan is. Die Engelse Bybel sê, he was marred more than any man beyond recognition. Dis wat die Engelse Bybel sê. Vader, hoe sal ons ooit weet wat u beleef het? Jesus, wat u beleef het aan die kruis, om my terug te koop van sonde en dood, om my terug te koop uit die hand van die vyand. En ons wil vanoggend al die eer vir u gee, vanoggend u loof en prys, vir die prys wat u betaal het. Dankie, dat u deur u Gees ook die naprediker van die woord is. Vader, dankie dat ek hierdie gemeente kan seën, dankie dat ek hierdie dorp kan seën, Here, met die keur van u seëninge. Dankie vir Willie se getuienis wat hy met ons gedeel het. En ons eer u Vader, vir u goedheid en vir u liefde. In Jesus naam, amen.